Wanneer ons aan die kruis dink, verwag 'n mens amper 'n woord van oordeel of ten minste bitterheid, woede of selfs wraak. Jesus is immers totaal onskuldig veroordeel. Hy is verneder, gemartel en uiteindelik wreedaardig gekruisig. As daar ooit 'n oomblik was waar iemand die reg gehad het om wraak of oordeel uit te spreek, was dit hier. Maar die eerste woord wat van die kruis afkom, is nie oordeel nie, dit is vergifnis. Jesus bid vir die mense wat hom kruisig. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lees ons in Lukas 23 vers 34. Hy bid dit verseker vir die Joodse leiers wat sy dood beplan het, vir die skare wat hom bespot, vir Pilatus wat hom deur die Joodse leiers laat manipuleer het, dalk ook vir die disippels wat op een na almal weggebly het. Hy bid dit vir die soldate wat spykers inslaan, wat hom gegeesel en gespot het. Terwyl hulle hom doodmaak, bid hy vir hulle. Dit is een van die mees ontstellende dinge van die evangelie, maar op 'n positiewe manier. Genade begin reeds vloei voordat iemand daarvoor vra, selfs terwyl hulle moord pleeg. Die kruis wys vir ons dat God se hart nie eers na oordeel of straf beweeg nie, maar na genade. Jesus leef presies wat hy vroeër geleer het in Matteus 5 vers 44. Julle moet julle vyande lief hê. Hier aan die kruis word daardie woorde vlees en bloed. Hierdie woord van Jesus konfronteer ons ook diep. Dit is maklik om vergifnis te praat wanneer dinge rustig is. Dit is iets heeltemal anders om te vergewe wanneer jy seer gemaak, verraai of onregverdig behandel is. En tog begin die evangelie hier met vergifnis vir mense wat dit beslis nie verdien nie. Die waarheid is dat elkeen van ons ook op 'n manier deel is van die skare by Golgotha. Ons sonde het Jesus na die kruis geneem. Tog bid hy ook vir ons. Vader, vergeef hulle. Vergifnis is nie net iets wat ons ontvang nie, dit is iets wat ons leer leef. Wanneer ons na die kruis kyk, sien ons dat vergifnis nie goedkoop is nie. Dit het Jesus alles gekos, maar juis daarom het dit die krag om nuwe lewe moontlik te maak. Waarom is daar so baie mense in ons lewens vir wie ons nie eintlik lief is nie? Sou hulle dalk vyande genoem moes word? Moet ons dan nie juis vir hulle bid, hulle vergewe en hulle lief hê nie? Ek vra maar net. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U selfs aan die kruis vir vergifnis gebid het. Help my om U genade nie net te ontvang nie, maar ook te leef deur ander te vergewe. Ons het almal vyande, Here. Ons noem hulle net nie so nie. Help ons om letterlik vir almal lief te wees, soos U is en soos U my ook liefhet. Amen.